Die Here alleen is waardig om geëer te word. Jy het nie gesukkel om te kom nie, né? Baie kode, maar ek het opgemaak. Is dit net toe opgemaak? Ek gesukkel om op te staan. Ek moet Hoor so, hoe laat staan jy op in die oggende? Sondag? Sondag. Ja. 5:09. Ek is net na 6 gewoon. Dis my skuld, ek kan nooit lang meer vat. Nee, sy was eintlik vroeg aan die gang. Ja, nee, ek speel. Ek kan byna tot gesê ons gaan jou been trek volgende. Ons is vanoggend besig met ons eerste tafel wat ek wil hê ons moet oor gesels. En as ek 'n naam kan gee vir ons eerste tafel. As ek 'n naam kan gee vir ons eerste tafel, nou mooi luister. As jy 'n pen en papier het, skryf neer. Want ons gaan altyd terug verwys, hierdie hele jaar gaan ons baie verwys terug na hierdie spesifieke tafel toe. Is hierdie tafel van die voorkennis van God. Interessant, nee, dat ek dit sal doen. Isak, die tafel van die voorkennis van God. God het dit bepaal voor die grondlegging van die aarde. En dit is 'n tafel wat God ons dan gekies het om by daai tafel te sit. As wedergebore kinders van die Here. Maar ek gaan na die woord vanoggend praat. So kom ons gaan na Romeine hoofstuk 8 toe. Ons gaan begin by Romeine hoofstuk 8. Ons gaan redelik baie terugverwys na hoofstuk 8 en hoofstuk 9 toe, soos wat ons gaan oor die volgende paar weke. Ons sal weer 'n breek vat soos wat ons gevat het met die familie. Nou is ons weer terug na die familie toe. Hoe belangrik die familie is. So ons gaan na Romeine hoofstuk 8 toe, dan gaan ons 2 verse lees. Vers 29 en vers 30. Want die wat hy van tevore, luister na die woord, wat Dawid ook gebruik het in Psalm, geken het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Vers 30. Luister nou mooi wat hy sê. Want die wat hy van tevore verordeneer het, het hy ook geroep. En wie hy geroep het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het hy ook verheerlik. 'n Hele paar goed wat hy hier is, hierdie is 'n mondvol. Hierdie is 'n mondvol. En vanoggend is dit vir my baie belangrik dat ons moet weet wat beteken die voorkennis van God. Die woord voorkennis. En daar is 'n groot misverstand wat ek glo vandag in die Breë Kerk oor die onderwerp van die voorkennis van God. En baie mense het 'n opinie oor wat dit is. En wat ons geleer het oor die jare, wat ander gesê dit is. Maar ek wil hê ons moet vanoggend kyk wat sê die woord wat dit is. Dit is 'n belangrike tafel. Party verstaan die voorkennis van God soos volg. God kyk af deur hierdie teleskoop om te kyk, wat gaan die mens doen met sy seun Jesus Christus? En gebaseer op wat hy dan sien, wat die mens gaan doen met sy seun, maak hy dan 'n besluit. As God dan sien in die toekoms, dat hierdie ene gaan sy seun sy naam aanroep of glo, dan sal hy dan 'n plan uitwerk waar hy dan hierdie persoon dan gaan red. Nou so baie mense dink die voorkennis van God is. En hoe redding bepaal word. Hoe verlossing bepaal word. En dit is versekerlik
versekerlik die verkeerdste ding om te sê of om aan te dink. En die rede hoekom, ons het so liggies daaraan geraak so nou die aand toe ons 'n bietjie koffie gedrink het. En hier is net 'n fondasie, Isak. Ons gaan baie terugverwys en opbou op dit, om hierdie nog meer duideliker te maak. En die rede hoekom dit 'n verkeerde denke is, maar dit is 'n civic nie kere, as ek hom reg kan pronounce, wanherhaling van die skrif. So in ander woorde, wat ons dan sê is, God het die hulp nodig van die mens, want hy kan nie regbaar in die toekoms sien wat die mens gaan doen nie. So hy moet afkyk met hierdie teleskoop om te kan sien, okay, gaan hy of gaan hy nie. So dit maak God dan nie alwetend, almagtend, dit maak hom nie God nie. So ons vat dan goed weg van God af, want God het my nodig. So God het nooit, wil ek sê, in die toekoms ingekyk om iets te leer of om iets te weet nie. Hy's God. Hy weet alles. Hy ken alles. So God kyk nie in die toekoms in om te sien of as iemand dan gaan glo om hom te red nie. As God in die toekoms moes ingekyk het, kom ons sê dit het nou so gebeur wat nie so is nie, ek wil net 'n voorbeeld gebruik. Kom ons sê God moes in die toekoms inkyk en hy moes sien wat die mens sou doen. Weet jy wat sou hy gesien het? Jesaja 53 vers 6. Almal is verlore soos skape. Almal. Hy sê hierso, ons almal het gedwaal soos skape en elkeen het sy eie pad gevolg. Dis wat God sal sien. Want geen mens sal God se naam aanroep dan nie. Hoekom? Want die Bybel gee vir ons 'n lering wat baie sterk is. En die Bybel leer ons hierdie totale verdorwenheid van die hart. En dieselfde ook met die eie wil. Die wil is in kettinge geboeie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Ja, maar ek het my eie wil, dan beteken dit dat jy dan deel met jou redding. God het dit nie alleen gedoen nie. So God is dan nie almagtig om jou alleen te red sonder dat jy iets moet doen. So want die mens wil so graag die eer vat vir homself. Die mens wil so graag sê dat God het my nodig om iets te kan doen. Ons wil so graag gelyk wees aan God en wat God besluit. Ons kan nie glo dat alles wat God doen is net hy alleen. En hy alleen is God. Ek wil so graag iets deel hê daaraan. So God moet my daarom my eie wil gee dat ek kan kies. Ons sal by die ander tafels gaan ons terugverwys na hierdie spesifieke gedeelte. Die Bybel leer ons dat ons moet bekeer en God gee vir ons hierdie reddende geloof as 'n geskenk. It's a gift from God. Ons hoef nie eens hierdie fondasie te lê nie, want ons het dit al soveel keer gehoor in die afgelope 2 jaar in die kerk. Dis 'n geskenk uit God se hand. Ons kan nie werk vir ons redding nie. So niemand sou geglo het in Jesus Christus as God dit nie gegee het as 'n geskenk. Hier is 'n verskriklike opbouende boodskap vir ons. Dat God sit ons by die tafel, sy tafel, en God plaas ons op die tafel. Nie ons nie. Dit deel ons werk in. So voorkennis beteken nie dat hy is van vooraf gesien nie. Luister nou wat mooi wat sê Romeine hoofstuk 8 vers 29. Luister mooi wat sê hy. Hy sê, want die wat hy van vooraf geken het, nie gesien het. Hoor julle? Wat hy van vooraf geken het. En hier is 'n baie persoonlike voornaamwoord wat hy gebruik hierso. Nie gesien nie, maar geken. So God sien nie.
luister mooi, God sien nie wat gaan gebeur in die toekoms nie. God sien nie die omstandighede wat gaan gebeur nie. God sien nie bekering en dan laat mense bekeer nie. God sien, God is nie 'n siener nie, hy is nie siener van Rensburg nie, met alle respek gesê. Hy is God. Hy is nie 'n siener. Hy ken alles, hy weet alles, hy is God almagtig. En God kom met hierdie woorde en hy sê, dis die voorkennis. Ek weet alles van voor die grondlegging van die aarde. Voordat jy nog geweef is, jou gebeente nog gevorm is, het ek jou al klaar geweet. Hoekom sê ek dat hierdie is 'n misverstand? Hoekom sê ek dat hierdie is heeltemal 'n verkeerde lering? Want ons verstaan nie regtig wat die woord voorkennis beteken. Ons ken nie die diepte van die woord voorkennis nie. En die woord voorkennis beteken, dit is nou hierdie werkwoord wat geplaas word voor die woord. Die woord wat gebruik word in die skrif is gnosko. Gnosko. Gnosko beteken beken, geken, gekies, vooruit kennis. Die woord gnosko. Ek het jou gekies. Ek het jou geken voor alles. Ek het jou beken. En om te beken is 'n persoonlike liefdesverhouding. 'n Verskriklike intieme verhouding tussen twee. En dit praat van hierdie liefde tussen 'n man en 'n vrou. Kom ons praat oor huwelik. Kom ons praat oor gesin. Ons is die bruid en Christus is die bruidegom. As jy kyk na die kerk en jy kyk na Christus, dan kyk jy na huwelik, gesin. En hierdie is 'n baie intieme, spesiale verhouding tussen twee. Dit is om daardie eggenoot, dis om jou eggenoot te ken op 'n manier wat jy geen ander vrou ooit so sal ken. Dis wat die woord beteken. Dit steur my hart, dit moet dink God ken my so. Ons elke een. Dis opbouend. Dit is die voorkennis wat gesê word hier in die woord wat voor gnosko kom is pronosko. Pronosko. En pro beteken verkies. Gekies. Voorkennis. En dis die een wat God voorheen gekies het om lief te hê op 'n duidelike, spesiale manier waarop hy geen ander so lief het. Geen ander so lief het. En nou dat ons hierdie inleiding het, nou gaan ons na die preek toe gaan. So gaan ons saam met my na Genesis reg in die begin. Genesis hoofstuk 4. Dan kyk ons wat beteken hierdie woord spesifiek vir ons vandag as die kerk. En hy sê in hoofstuk 4 vers 1, en die mens het sy vrou Eva beken. Daar is die woord. Beken. B-E-K-E-N. Beken. En ek wil hê ons moet kyk wat hierdie woord beteken. Die woord staan in verhouding met wat ons nou besig is om te sê van die voorkennis van God. Die Bybel beskryf met 'n beskeidenheid van eenheid om een te wees met man en vrou op 'n spesiale manier. En die letterlike woord, die letterlike taal wat hier gebruik word, is man ken sy vrou en vrou
word swanger. Die man beken die vrou en die vrou word swanger. En die woord beken is om lief te wees met 'n intieme verhouding waar daar 'n nou band is. Dit is 'n uitdrukking van 'n onblusbare liefde wat nie geblus kan word nie. Nooit nie. Dis hoekom ek altyd sê, redding kan jy nie verloor nie. Maar net hierdie woord klaar verduidelik dit klaar. Jy kan nie die liefde wat God vir jou het uitblus nie. Dis 'n onblusbare liefde vir ons. Want dis wat die woord beteken. Dit is om op so 'n manier lief te hê en lief te wees, soos geen ander nie. So om jou hart te sit op iemand, om lief te hê met hierdie onblusbare liefde. Nou gaan vir my na vers 25 toe, in dieselfde gedeelte, hoofstuk 4. En Adam het sy vrou weer, wat? Beken. In Set was gebore gewees. En hierdie is alles 'n heenwysing na waartoe ons besig is om te beweeg na die Nuwe Testament toe. En ons gaan hierdie selfde sien in die Nuwe Testament. Die voorkennis van God. En ons moet weet wat dit beteken. Dit beteken nie, ek het van vooraf gesien nie. As Adam vir Eva van vooraf gesien het, gaan 'n bietjie moeilik wees om haar swanger te kon gekry. Dit vat 'n bietjie meer as om jou van vooraf te sien om swanger te word. En dit het 'n baie intieme liefdesverhouding, 'n koneksie tussen die man en die vrou. Special. Soos geen ander vrou sal jy ken. Gaan vir my na Amos, hoofstuk 3 toe. Amos, hoofstuk 3. Ek gaan van vers 1 af lees, net 2 verse. Hoor hierdie woorde van die Here oor julle gespreek het, o kinders van Israel, oor die hele geslag wat ek uit Egipte laat trek het. Naamlik, hoor nou wat sê hy, julle alleen het ek geken. Julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde. Julle alleen het ek geken. Julle alleen het ek gekies om lief te hê, Israel. Ek het julle gekies en ek het julle lief met 'n liefde wat onblusbaar is. En ek het geen ander volk, geen ander gesin, geen ander mens so lief soos wat ek vir Israel het nie. Julle alleen het ek lief met hierdie uitverkore, my uitverkore volk. Ek het julle lief op 'n manier wat ek die Egiptenare nie lief het nie. Ek het julle lief op 'n manier wat ek die Kanaaniete nie lief het nie. Ek het julle lief op 'n spesiale manier wat ek die Babiloniërs, Sodom en Gomorra nie lief het nie. Ek het alles aan julle gewys, Israel. Ek het julle my liefde laat sien. Ek het julle my getrouheid laat sien. Ek het julle my gebod gegee. Vir julle my voorskrifte gegee. Vir julle het ek so lief. Met geen ander liefde wat ek vir geen ander het nie. Ek het vir julle lief. Kerk, Here het ons so lief, soos wat hy geen ander lief het. Dis 'n heenwysing. Ek begin aan iets. Ek het jou so lief dat ek selfs julle die profete gegee het. Ek het julle so lief dat ek het julle die waarheid gegee, wat ek vir geen ander gegee het. Ek het julle uit die hand van die vyand uitgered. Ek het vir julle die wonderwerke gedoen. Ek het vir julle kos voorsien, water voorsien.
Ek het dit moontlik gemaak vir julle. En ek het vir julle gevra om sit by die tafel. Ek het julle gekies om by die tafel te kom sit. Ons verlossing, ons redding, is wat God gedoen het. En hy het die tafel voorberei. En hy het ons gekies om op die tafel te kom sit. Die voorkennis, voor die grondlegging van die aarde. Ek het soveel meer gedoen vir jou, Israel, wat ek vir geen ander gedoen het. En die woord beken, wil ek weer eens sê, is om te kies op 'n baie spesifieke manier, en om jou lief te hê met 'n onblusbare liefde. So al voel ons, partykeer as ons hier sit, of deur die week, of waarop ons is, maar het die Here my lief, moenie twyfel nie. Want so lief het hy ons. Met 'n spesiale, intieme liefde, wat ons nie kan verduidelik nie. Ons kop is te klein om hom te kom. Hoekom? Want dit is 'n werk wat hy doen. Nie 'n werk wat jy kan doen nie. Gaan my nou Nuwe Testament, kom ons gaan na Matteus toe. Kom ons begin sommer by Matteus hoofstuk 1. Kom ons gaan sommer na die begin van Matteus toe. Hoofstuk 1. En dan gaan ons na vers 25 toe. En soos as hierdie gedeelte ken, hierdie is nou Josef en Maria, en waar Maria nou swanger geword het, ons nou met Christus, en hoor wat sê hy hierso. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eerstegebore seun gebaar het. En hy het hom genoem, met Jesus genoem. Nou, die woord wat hy hier gebruik, word nou transliterated, né? Wat is die Afrikaanse woord vir dit? Getranslitereer, met 'n dinamiese gelykstelling, wat hy nou hiermee kom. En hierdie verwys na 'n maagd toe. So, dit het 'n heeltemal 'n ander Griekse woord, as voorkennis. Heeltemal 'n ander woord wat hulle gebruik. So Josef het haar nie geken nie, en Josef was ook nie geken deur haar nie. Heeltemal 'n ander betekenis is wat ons mee besig is met die voorkennis van God. En so ek wil hê ons moet net hierdie sien voordat ek aanbeweeg. So jy ken van 'n man. Sy het van hom geweet. Sy het hom van hom geken. Maar nie intiem. Maar dis nie hy wat haar swanger gemaak het. Hulle het mekaar nie so geken. Eers na die tyd. En dit is wanneer jy 'n man ken met 'n intieme, spesiale, spesifieke, liefdevolle verhouding het, is wanneer jy iemand beken. Nou van hoofstuk 5 af, tot by hoofstuk 7 van Matteus, weet ons dat dit is die bergpredikasie. En die een wat hier preek met die bergpredikasie vir 3 hoofstukke is Jesus homself. Jesus homself is die prediker. Alles in rooi letters geskryf. Hierdie is God wat nou hier praat. Die Seun. En dan begin hy af te sluit by hoofstuk 7 met die hele bergpredikasie van hierdie 3 hoofstukke. En waarmee hy afsluit hierso, in hoofstuk 7 is vir my nogals baie treffend. Want hy sê hierso in vers 14 en vers 13 en 14, kom hy en hy sê, gaan in die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daar wil deurgaan, hè? En dan sê nou is die poort, klein is die hek. Soveel mense wil so graag daar opgaan, maar min gaan daar kan neergaan. En dan kom ons hier by vers 21. En dit is hier waar ek wil hê ons gaan vir 'n oomblik stil staan.
Vers 21 kom hy, en dan sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Maar wat ek hier wil sê vanoggend is, hy sê nie, hier, jy gaan gered word as gevolg van gehoorsaamheid nie. Gehoorsaamheid red jou nie, genade red jou. Dis 'n werk van God. Okay? So hy sê nie, wat hy sê is, omdat jy gered is, gaan jy die hele tyd gehoorsaam wil wees. Okay? So gehoorsaamheid is die bewyse van 'n ware reddende werk wat God doen in ons. Dan gaan ons gehoorsaam wees. Dan stap ons in gehoorsaamheid. En die bevel van die evangelie is glo. Jy moet glo. Glo, en jy is gered om glo, jy nie. So die bevel van die evangelie is om te bekeer. Want hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hy het nie gesê, gehoorsaam julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hy sê, bekeer. So nadat jy gered is, dan kom die gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid kom nie voor dit nie. En ek wil hê ons moet hierdie kan verstaan, want dit is waar ons na die 2 volgende verse toe moet gaan. Verstaan as dit verkeerd gaan as die 2 volgende verse nie verstaan. Hoor wat sê met die 2 volgende verse? Vers 22 en 23. Baie sal in daardie dag van my sê, Here, Here, ons het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedrywe en in U naam baie kragte gedoen nie? Hoor wat sê vers 23. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit, wat is daai woord? Geken nie. Gaan weg van my af, julle werkers van julle ongeregtigheid werkers. Werkers van ongeregtigheid. Gaan weg van my af. Ek het jou nie geken nie. En daai is dieselfde woord wat ons nou nie van die begin af werk. Van die begin af sien. Ek het jou geken in 'n baie spesiale manier. Ek het jou nie geken nie. Okay, maar ek dog dan God ken alles. Ek dog God ken dan elke haar op almal se kop. Ek dog God ken dan my geboortedag. Ek dog God ken dan elke woord wat ek nog nie eens geuiter het nie, voordat ek hom uiter, ken God dit. Ek dog God ken dit, ken alles. So wat beteken dan die woord ken? Hier. Daar is geen verhouding, intieme, liefdevolle verhouding tussen my en jou. Jy ken my. En ek ken jou. Gaan weg van my. Julle werkers van ongeregtigheid. Ja, dis wat hy gesê het, ek ken jou. Daar is geen intimiteit tussen ons. Jy het nie gebeweeg op my genade nie. Ek ken jou nie. En jy ken my nie. En dis wat die woord nie beteken. Daar is geen intieme persoonlike verhouding tussen my en God nie. Deur sy seun Jesus Christus staan nie die intieme verhouding. Nou om dit nog meer duideliker te maak, gaan ons na Johannes hoofstuk 10. Nou Johannes is 'n verskriklike dinamiese boek. En ons gaan heelwat terug verwys na Johannes toe, soos wat ons gaan. En maar Johannes hoofstuk 10 vanaf vers 14. En Jesus is besig om te praat hier. Hoor wat sê hy hierso? Ek is die goeie herder. Jy het nou 'n joke gemaak, ja, buitekant van die skape en die herder. Okay?
Nou, kyk hoe stel God homself hier voor. Kyk hoe verwys hy na homself. Hy is die herder. Hy sê, ek is die goeie herder. En ek, daar's die woord, ken my eie. En word deur my eie geken. Vers 15. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader. Hier is hier 'n intieme liefde, onblusbare verhouding wat geen ander het nie. Hier is spesiaal. Hier is 'n ander liefde waarvan ons hier praat. Hier is die goddelike liefde van God. Niks kan met dit vergelyk word nie. So wat dink jy wat beteken hierdie woord liefde? Beteken dit dalk God ken my adres? God ken my bankrekeningnommer? God ken my ID-nommer? Dis hoe hy my ken? Nee. Niks met die wêreld so goed te doen. Ek ken jou en jy ken my. Ons is intiem. Ons het 'n verhouding. Hierdie tafel wat ek voorberei voor die grondlegging van die aarde, het ek besluit ek gaan hierdie tafel gee, Psalm 23. Dis kom Psalm 23 vir my een van die mees kosbaarste psalms is in die Bybel. Dis die hele evangelie. Ek het dit vir jou voorberei. En as jy nie meer buitekant en groen met velde nie, jy is nou binne die huis. Wat ek voorberei en jy sit daar aan my tafel. Want ek het jou voor die grondlegging van die aarde het ek gesê, jy's man. Ek het nie eens gesien om te kyk, wat doen jy nie? Want jy mag my dalk surprise en dit nie doen nie, en ek moet eers kyk, want ek is nie heeltemal God nie, en ek moet eers seker maak, gaan jy iets wys, dat ek jou kan red? Nee. God het jou gekies. Voor die grondlegging van die aarde. En hy het die tafel voorberei. En hy het gesê, julle kom sit aan my tafel. Jy's myne. En my seun, voor die grondlegging van die aarde, gaan my seun sterf vir jou. En hy gaan julle loskom. Hy is die prys. En my wraak gaan op hom kom. Sodat ons versoen kan wees. Wat ons nog baie gaan aanraak soos wat ons gaan. Ons het hierdie intieme persoonlike reddende verhouding. Dit is nie, ek weet van jou nie. Hierdie is, ek ken jou. Ek ken jou. En dit is wat baie belangrik is. Ons sê ons ken God, né? Reg? Kan my vraag is, ken God? Vra nie weet hy van jou nie. Ken God jou in 'n intieme persoonlike verhouding? Ken God jou? Dis my vraag wat ek wil vra. Een ding om te sê, ons ken hom. Dis 'n ander ding om te sê, hy ken my. Is dit nie wat Johannes hoofstuk 10 vers 14 wat ons gelees het nie? Ons sal hom ken. Kyk wat sê vers 27 en vers 28 en 29. Hy sê, my skape luister na my stem. En ek, luister, ken hulle. En hulle volg my. Omdat ons mekaar ken. Hy ken my en ek ken hom, dan gaan ek hom volg. Dis 'n werk wat God doen in ons harte. Dan kom hy en hy sê, en ek gee hulle die ewige lewe. Luister nou. En hulle sal nooit, dus kom ek sê, kan jy jou redding verloor nie. Sal nooit, omdat ek jou gekies het. Ek is God, as ek jou gekies. Ek gaan jou kies los, ek is nie mens nie. Nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader, luister mooi wat hy sê, my Vader wat hulle aan my gegee het. So God het ons gegee, God die Vader het ons gegee as 'n liefdesgeskenk aan sy seun. 'n liefdesgeskenk aan sy seun gegee. So die Vader, hulle wat my gegee, my Vader wat julle my gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk. Niemand.
En hierdie kom terug na die woord pronoska. Hierdie reddende liefdesverhouding wat ons het. Wat beteken die voorkennis van God? Van vooraf het hy dit bepaal. Hierdie wat ons hier vanoggend doen, vat God glad nie surprise nie. Voor die grondlegging van die aarde het hy geweet dat ons gaan hier wees, in die gebou wees. En God het gewerk in elkeen se hart, wat hy vooruit gekies het, om dit moontlik te maak. Voor die grondlegging van die aarde. Want dit is 'n liefde, dit is 'n werk wat God doen in ons. En dit maak my so bly. Want ek sal nooit uit my eie uit God kon gekies het. Nooit. Ek is te boos. Ek is te groot sondig. Maar het ons gekies. So voor die grondlegging van die aarde, voor die begin, voor die ewige begin, God skryf ons name neer en kies ons om ons lief te hê met 'n liefde. En hy sit sy hart op ons met 'n onblusbare liefde. Jy kom dan in hierdie liefdevolle, reddende verhouding. En sy ewige beloftes wat na ons toe kom voor die grondlegging van hierdie aarde. En hy skryf jou naam neer in die boek van die lewe. Voor tyd begin het, skryf hy jou naam neer. Is dit nie wat Psalm nou gesê het nie? Die laaste 3 verse wat ons gelees het? Voor die begin af, is ons naam neergeskryf. Dus kom ek juist begin met daai psalms, met daai spesifieke psalm. En hy skryf ons naam in die boek van die lewe, voor tyd begin het. En hy sê, jy is myne. En ek het my hart op jou gesit. My seun, my dogter. Gaan vir my gou na Handelinge hoofstuk 2 toe. Nou Handelinge hoofstuk 2 weet ons, dit is die Pinkster, en dis die uitstorting van die Heilige Gees. En hier, die prediker hier is Petrus. Nou Petrus kom hier met 'n verskriklike dinamiese woord. Hy kom hier met 'n kragtige woord. Hy kom nie hier met 'n hulle noem dit in Engels the lukewarm salvation. Hy kom hier met 'n genade, onbeskryflik. Hy kom hier met reddende genade. En hy begin hier te preek. So hy kom nie met goedkoop genade nie. God wat my gekies het voor die grond, voor as bepaal is. Kyk wat sê hy in vers 23. Handelinge hoofstuk 2 vers 23. Hom wat deur die bepaalde raad aan die voorkennis van God oorgelewer is, het hulle deur die hande van die goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Voor die grondlegging van die aarde het God geweet dat die mense gaan kom, maar hy het dit so bepaal, en hulle gaan sy seun vat en hy gaan sterwe vir ons. So, met ander woorde, hy het nie gekom en gesê, o nee, wat het hulle nou gedoen? Kyk, al vat hulle my kind. Kyk, wat maak hulle nou? Kyk, hoe slaan hulle hom? Nou hulle nie hom gevange, wat nou? So my plan wat ek nou het, ek gaan begin met aanpas. Hy staan voor Pontius Pilatus. Nee, kyk hoe slaan hulle hom, kyk hoe vervloek hulle hom, kyk hoe spot hulle hom. Nee, hulle kan hom nie kruis toe vat nie. Wag, as hulle hom kruis toe vat, dan moet ek probeer om iets te spin. Ek moet probeer kyk om 'n plan B te maak, dan sal ek hom dalk gebruik dan as die lam van God. Dis nie wat God hier gedoen het nie. Om so te dink, om so ewen te redeneer is Gods lastering. Voordat God nog die fondasies geplaas het, het hy gesê, my seun gaan sterf. Voorkennis van God. Voordat hy die hemel en die aarde en die heelal gemaak het, hy gesê, jy is myne, deur my seun. Want ons gaan dit nie kon gedoen het nie.
Roman. Dis die God wie ek wil hê. Nie 'n God wat nie kragtig genoeg is en ek moet 'n besluit saam met hom maak. Nee, ek wil 100% afhanklik wees van my God. Want net hy alleen kan. God die Vader sit sy hart op God die Seun. En al die uitverkorene kinders van God gee hy aan sy Seun as 'n liefdesgeskenk vir wie hy gesterf het aan die kruis. Want so gelief het God die hier is myne. Kyk wat sê in 1 Petrus en nou gaan ek begin kant toe beweeg. 1 Petrus. Petrus hoofstuk 1. Luister wat sê hierso 1 Petrus hoofstuk 1 van vers 2. Hoor nou mooi wat hy sê. Vooruitverkore volgens die voorkennis van okay, so dit beteken ons is van vooraf gesien en vooraf geken. Dit is nie wag, kom ons lees hom net eers en dan gaan ons na vers 20 toe. Want wat ons sien in vers 20 moet ons sien in vers 2. Jy kan nie vers 2 onder 'n ander kamp wil skeer en vers 20 aan 'n ander kamp skeer nie. Wat jy sien in vers 20 moet ons kan sien in vers 1. Hoor wat sê hy? Uitverkorene volgens die voorkennis van God die Vader en die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprinkeling van die bloed van Jesus Christus mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Vers 20, hoor nou. Want wel vooruit geken, daar is die woord weer, vooruit geken is voor die, wat staan daar? Grondlegging van die aarde. Voor die grondlegging van die aarde het God jou gekies. Elke vrou wat jy sit nou hier vanoggend, voor die grondlegging van die aarde, die Here gesê, jy is myne. Jou man. Ek het jou gekies. Want God het ons eerste, en omdat hy my eerste lief het, en hier kom die liefdesverhouding, nou het ek hom lief. Ek kon my eerste lief gehad het. Hy het my eerste lief. En omdat hy my eerste lief het, nou het ek hom lief. So ons moet die voorkennis van God teenoor die uitverkorenes verstaan. En dis waartoe ons gaan beweeg. Want dit beteken, wat beteken is, jy is uitverkies, jy is deur die Vader gekies, as gevolg van die onderskeidende liefde, uitverkieste liefde, soewereine liefde van God die Vader, wat jou uitverkies het, vir hom. Nou gaan ons na Romeine, en nou gaan ek afsluit. Romeine hoofstuk 8 toe, en ek het in die begin gesê, ons gaan redelik baie terugverwys na hierdie gedeelte toe, maar ek wil net vir jou iets gaan wys in Romeine hoofstuk 9. Romeine hoofstuk 9, en dan sluit ek af. Hy sê in vers 13, Romeine hoofstuk 9 vers 13, soos geskrywe is, Jakob het ek lief gehad, en Esau het ek? Wat sal ons dan sê? Is daar miskien onreg by God? Stellig nie. En ons weet wat die woord stellig nie beteken, ons het dit ons nou laas keer mooi weer getrap. Nee. Want aan Moses sê hy, ek sal barmhartig wees oor wie hy barmhartig is,
en barmhartig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. So hang dit, luister nou mooi wat hy sê, so hang dit nie af van die een wat? Ok, dis 'n eie wil, daai wil, ons sal nog daaroor preek. Daar bestaan nie soos 'n ding soos my wil nie. Dis God se wil wat hy in jou werk bring. Okay? So luister nou mooi wat sê hy hierso. So hang dit dan nie af van die een wat wil of die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is. Hy is die een wat die barmhartigheid oor ons uitstort. En hy sal barmhartig wees oor wie hy sal barmhartig wees. Wie is ons om vir God voor te skryf wat om te doen, hoe om dit te doen en vir wie om dit teenoor te doen nie? En as jy verder lees, dan verduidelik hy dit nog dieper met die pottebakker en die klei. Wie gee ons die reg om vir die pottebakker te sê, moet die klei nie so maak nie? Want ons baie gaan terug na verwys volgende keer. Want as jy 'n eie wil het, dan sal jy nooit God gekies het. Nooit nie. God het jou gekies. Hy het sy liefde vir jou gewys, op 'n manier wat hy vir niemand anders te gewys het. En hy is barmhartig oor wie hy sal wil. Sien, jy sien die probleem is van die mens, die probleem is van ons. Ons dink ons is verskriklik slim. En God het my nodig om vir hom te kan wys vir wie en vir wie nie. En as dit nie so is nie, dan gaan ons sê, maar dan is God onregverdig. So ons wil nie sê, maar Here, ek glo dit wat U sê en U is God, U is soewerein. Nee. Ons moet altyd dan fout vind dan by God. Wat die soewereine God is. Want hoe durf ons om onsself te question? Hou op om God te speel. Hy is God. Hy besluit. En wat hy besluit is regverdig. En ons moet in hierdie rus in beweeg. Want wanneer ons dan by hierdie tafel sit, God het hierdie tafel vir ons voorberei. En God het jou gesit aan daai tafel. Moenie worry oor die ander persoon nie. God is besig met hom. Kyk jy na jouself. God het jou uitverkies om by daai tafel te sit. God het jou gekies om by daai tafel te sit. So in liefde het hy ons voorbestem as 'n aannemings as seun en dogter. Wat beteken die voorkennis van God? En ek weet baie mense kan kom en hulle kan die skrif uithaal en hulle kan 'n ander gedeelte wys. Ok, maar vat hom in konteks. Want dan wil jy vir my klomp goed sê van God wat nie waar is dan nie. Soos 1, God is nie alwetend nie. In die een mond sê ons hy sal weet het, maar die ander mond wil ons uit die Bybel uitwys hy is nie. Want God het my nodig. Dit sê dat wie hy gekies het, intieme, onderskeidende liefde het wat onblusbaar is vir sy kinders. Die wat hy van tevore, Romeine hoofstuk 8, vers 29, wie hy dan tevore geken het, het hy voorbestem. En die wat hy voorbestem het, hy geroep. En almal wat hy geroep het hy regverdig. En almal wat hy dan regverdig het hy verheerlik. Nie een keer noem hy ons hier, waar ons hier iets moet doen nie. Alles wat hy regverdig het, hy gekies het, hy bestem het, hy verheerlik het, dis alles 'n werk van God. Alles is 'n werk van God. En die werk dat ons hier kan sit vanoggend, is 'n werk van God. Wat in ons harte dit moontlik gemaak het. Onthou julle ons het gepraat van Romeine, van Openbaring laas jaar, ons het redelik in Openbaring gepraat laas jaar, wat ons gaan terugverwys. Veral omdat ons nou met die gesin is, gaan ons baie teruggaan na Openbaring toe. Maar onthou, ons het gepraat in Openbaring oor die 5 krone wat ons ontvang.
Nou kom ons voor die troon van die Here in sy teenwoordigheid. En nou vra ek, hoekom is hierdie kroon op my kop? Here, plaas dit voor hier voete. Onthou, ons het gesê ons gaan die krone voor God se voete plaas. Hoekom plaas ek hierdie? Wat soek? God het alles gedoen, ek het niks gedoen nie. Wat soek jy troon op my kop? Dis sy troon. Jy weet, dis sy kroon. Alles behoort aan hom. Hy is God. Ek plaas hierdie krone voor u, Here, voor u voete. Hoekom? Want hy het my uitgekies. Hy het my verlos. Hy het my geroep. Hy het my voorbestem. Hoe kan ek nie anders as om die kroon aan voor die voete neer te sit? En sê jy die eerste. U alleen is God. En dis die tafel wat ek wil hê ons moet vanoggend verseker wees, dis waar ons by sit. Nie deur krag of geweld nie, maar deur my. Alles is 'n werk van God. Alles. En ek weet daar's baie vrae wat nie gaan optek. Maar soos wat ons aangaan, dan sal julle sien hoe hy heeltemal uit eenheid speel. En dan gaan omdraai en sê, maar dit kan nie anders te wees as dit God nie. Ons bid so. Hemelse Vader, Here, dankie vir die werk wat U gedoen het aan die kruis vir ons, Here. Alles wat vooruit beplan is en bepaal is, voor die grondlegging van die aarde. Niks het U omkant gevang, U het alles uit eenheid gesit. En dan het U die mens gevat, kroon van die skepping en die gegee vir U seun as 'n geskenk. En U hou ons veilig in die palm van U hand. Here, dankie dat U ons eerste lief gehad. En omdat U ons nou eerste lief het, nou ons U lief. En ons kan in hierdie liefdesverhouding staan. En U het vir ons moontlik gemaak, Here, hierdie versoenende werk wat U gedoen het vir ons aan die kruis. En ons eer en ons loof U heilige naam. In Jesus naam. Amen.